Revival Movement is 'n jeugorganisasie wat vir die afgelope 4 jaar onder jong mense werk en wat die evangelie boodskap van Jesus verkondig. Dis vandag jou geleentheid om deel te wees van God se groot plan vir Suid-Afrika. Revival, I can see it coming, I can see it running, I can feel it on me. Revival. Goeiemiddag Touwsrivier, as jy bly om hier te wees. As jy bly is om hier te wees, dan staan jy op jy voete en jy gee die Here 'n lofoffer. Jy kan dit beter doen, man. Jy kan dit beter doen. Terwyl jy besig is om te klap, as God besig om iets te doen. Terwyl jy op jou voete staan, as die Here besig om te werk. As die Here besig om die deure oop te maak. As die Here besig om die kettinge te breek. Ek sê ek gevaar dat die Here is in ons midde. My God, U kan sit, amen. Nou, dis lekker om u almal hier te hê. Dis lekker om vir kruiskyk hier saam met ons te hê vandag. Amen. Nou, as u Bybels het, kan u vinnig saam met my blaai na 1 Samuel 17. Ons gaan net 2 versies saam met mekaar lees. 1 Samuel 17 gaan ons 'n paar verse saam met mekaar lees. Nou 1 Samuel 17 verse 43 gaan ons saam met mekaar lees. Goliat is hier aan die woord. En die Bybel sê en die Filistyn wie Goliat is. Nee, en die Filistyn vra vir Dawid, as ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom. En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. My God. Vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Liewe kruiskykers, u wat ingeskakel is, vriende, as ek my boodskap vanmiddag kan titel, wil ek graag praat onder die tema, hoe fight jy teen Goliath? Hierdie gedeelte wat ek vir julle gelees het, liewe kykers, dit handel oor 'n man met die naam van Goliath, die Filistyn wat die kinders van Israel uitdaag. Die Bybel sê, hy het vir 40 dae het hy geroep en gestaan en gesê, wie van die Israeliete sal teen my beklei? En weet jy, liewe kykers, ek sien dat hoe die sielevijand, die mensemoordenaar, hy staan op ons strate reg oor Suid-Afrika en hy roep uit, hy daag die kinders, die mense van God uit. Maar weet jy, net om kort vir jy 'n prentjie te skets. Die Bybel sê dat God het vir Dawid training gegee agter die skape. God was besig om vir Dawid voor te berei vir die doel waarvoor God vir Dawid geroep het. En ek wil met u praat, vriende. Dit wat jy vandag doen, wat eenvoudig vir jou voel, dis juist dit, my God, wat jou gaan skuif tot aan jou destiny. Dit wat klein is vandag,
Dit wat vir jou voel, nee, maar hier is geen doel met hierdie saak nie. God gebruik juist dit, want die Here weet, Goliat is aan die voorkant, en jy het voorbereiding nodig. En die Bybel sê die volgende woorde. Die Bybel sê dat Goliat beweeg in 'n ander direksie in. Maar hy het die rekening gehou dat Dawid reeds die God van die leerskare ken nie. Toe Goliat hierdie woorde uiter, toe hy sê vir Dawid, dat ek sal jou vervloek by my gode, toe beweeg hy op 'n geestelike gebied, wat hy nie weet, dat Dawid is voorberei in hierdie gebied nie. Hy's geoefen in hierdie gebied nie. Want die Bybel sê, Dawid het met sy God, het hy agter die skape, het hy na gekyk en het leiding gegee, en wanneer die beer die skaap geneem het, dan het Dawid opgetree in die naam van die Here. So Dawid ken die krag van die Here. U moet my volg. Liewe kyker, u moet my volg. Want ek is besig om vir u wapens te gee, hoe om geestelike oorlogvoering te doen teen die sielevijand. En Goliat beweeg op 'n geestelike gebied. Want die Bybel sê, daar lê mag in die tong. So wat Goliat doen is, hy beweeg in 'n geestelike manier, en hy vervloek vir Dawid. Daarom toe Dawid op die toneel kom, toe reageer Dawid op 'n ander vlak. Hy sê, jy kom na my toe met 'n spies en met 'n swaard, maar ek kom na jou toe aan hierdie naam wat sterker is as elke vloek, hierdie naam wat bande kan breek, hierdie naam wat by magte is om die bo natuurlike te doen. Hier kom dit nou. Weet u hoe wil ek en u teen Goliat beklei? Nee, ek en u wil, wanneer iemand ons seer gemaak het, wil ons kwaad loop en verbitterd is. Maar ek is hier om vir iemand te sê, dis die verkeerde motief, dis die verkeerde wapens wat jy gebruik. Daarom het jy tot nou toe 'n verlore stryd gevoer, maar jy moet vir Goliat aanvat op 'n ander gebied. As iemand jou kwaad gemaak het, dan moet jy smile en vriendelik wees. Dis die wapens wat jy moet gebruik teen Goliat. My God, is er iemand wat my verstaan? Liewe kyker, u het die wapens al die tyd gebruik om kwaad te loop. Vir u buurman, vir u buurvrou. U het wapens gebruik om kwaad te praat, nie om kwaad met kwaad te vergelde. Daarom voel jy, maar ek verloor in die stryd, maar ek is besig om vir u wapens te gee. Want Goliat beweeg in die gees. En ek gaan nou iets sê, dit wat u nou ervaar in die fisiese lewe, dis iets wat in die gees gedoen word, maar jy ervaar dit net in die fisiese lewe. Daarom voel jy, my kind is in drugs. Hoe maak ek? Dis iets wat in die gees losgelaat was. Dis 'n vloek wat geactiveer was in die geesteswêreld. Nou voel jy dit in die fisiese. Maar ek wil vir iemand sê, beklei Goliat in die gees. Hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? En ek haas my na die einde toe. Ons sal weer moet begin loop met die bloed. As dit lyk dat Goliat is besig om ons kinders van ons te beroof. As dit lyk Goliat is besig om iets in ons dorp reg te kry, moet ons begin loop met die bloed van Jesus, soos die mense destyds geloop het. As hulle sien hier gebeur iets, dan pleit hulle die bloed van Jesus. As hulle sien hier probeer Goliat iets, dan pleit hulle die bloed van Jesus. Want daar's krag aan die bloed van Jesus. Daar's verlossingskrag, daar's reddende krag aan die bloed van Jesus.
So is belangrik om op dit te let. Liewe kruiskyker, hoe beklei jy vir Goliat? Nou, jy gaan nie jou kind wen deur hom aan mekaar te skel nie, maar om die ander wapen op te tel as hy nie by die huis is nie, om oor daai skoene te bid en te sê, Here, hierdie kind loop rond en het voel vir my, ek weet nie wat ek kan doen nie. Here, maar ek lê my hande op hierdie skoene en ek roep hom terug in die geloof. Ek bid, Here, bring hom terug. Bring hom terug. Ek gewaar die salwing. Romeine sê die woorde, roep dit in bestaan wat nog nie bestaan nie. God het aan ek en u die autoriteit gegee om dinge te roep. Liewe kyker, vandag moet u begin roep, daar in die kamer, daar waar u nou na my kyk, moet u dinge begin roep. U moet vir Goliat begin veg op 'n ander manier. Want die stryd is nie vleeslik nie, maar dis 'n geestelike stryd. In die hitte van die stryd moet u die wapen van gebed oplig en sê, Here, ek sit my vertroue in u. U sê nou kos in my koskaste nie, maar Here, ek vertrou u vir 'n mooi werk. En weet die liewe kyker, dat hierdie klein Dawid verslaan vir Goliat. Weet jy waarom? Nie omdat hy wonderlik was nie, maar omdat hy besef, sy hulp kom van die Here. En toe hierdie ou Dawid, daai klippie, toe hy dit slinger, toe is dit die krag van God, wat agter daai klippie inskuif, en God verslaan die reus Goliat. Ek wil vir iemand vandag sê, liewe kyker, gebruik jou wapens anders. God het ons kragtige wapens gegee. Hoekom kwaadloop? Dis 'n verkeerde wapen. Vriendelikheid is die regte wapen. Daarom gaan mense nie verstaan nie, hoekom smile sy nou met my? Nee man, ek het agtergekom, dis die regte wapens wat werk in kwaad omstandighede. Dis die regte wapens wat 'n impak maak. Dis die regte wapens wat mense laat voel, nee, hoekom hou jy vir jou so mooi? So liewe kruiskyker, gebruik die regte wapens. Gebruik die wapens wat God vir u gegee het. Die wapen van gebed, die wapen van geloof, die wapens van die vrugte van die Gees. Gebruik dit in u lewe en u sal sien wat God deur u gaan doen. Kom ons sluit ons oë. Ek wil net vir u 'n woordjie bid. Terwyl u nou na my kyk, lê jy hand op die televisie, maak nie saak daar waar jy sit. Ek wil 'n gebed doen. U is in die moeilikheid, u lewe is in chaos, maar ek wil 'n woord in die lewe inbid. Ek wil God vertrou vir 'n mooi werk. Vriende, u wie hier sit, ek wil God vertrou om iets in die lewe te doen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n geleentheid soos hierdie. Baie dankie dat u ons liefhet. Dankie dat u vir ons omgee. Dankie dat u vir ons wapens gee. Die Bybel sê, Here, o Lam van God, ons wapens is nie vleeslik nie, maar dis kragtig deur God om vestings neer te werp. En ek bid nou in die naam van Jesus vir elke kyker, vir elkeen wat nou ingeskakel is. Here, ek bid nou dat u dwars deur hierdie televisie sal hardloop tot in kamers, tot in mense se harte, in die naam van Jesus. Ek bid vir 'n omswaai, ek bid vir 'n beweging van God, ek bid vir vriende hier teenwoordig, ek bid dat God sal instap en 'n bonatuurlike werk sal doen. Ek bid vir 'n omswaai in die naam van Jesus. Die wie saam mee glo, sê amen. Amen. Baie dankie. Kom ons gee die Here eer. My God. Kom ons staan op ons voete en ons gee hom eer. Kan ons dit beter doen? Kan ons dit beter doen? Kan ons die Here eer vir wie hy is? Vir wie hy is? Hy is die wonderman. Hy is die sterke God. Hy is soewerein. Hy is heilig. Kom ons gee hom ons beste. My God.
Goeiedag aan al onze kruiskijkers. Ik is Sadie Petro, ik is van Schools for Christ. Vandaag het ik samen met mijn pastoor Neville Fourie. Hij is van die interkerkelijke forum op Touwsrivier. Pastoor, baie welkom. Dankie, Sadie. Pastoor, ik wil niet weten, wat is die impact van die interkerkelijke forum, wat hulle op een jaarlijkse basis een gebedsweek het. Ik wil niet weten, wat is die impact daarvan? Weet jy, natuurlijk gebed dra verskriklik groot krag. Ons erken die krag van gebed. Touwsrivier het so 'n paar jaar terug 2010 saam met die visie van Graham Powell ingeskakel, waar Touwsrivier deelgeneem het aan 'n 10 dae van gebedsaksie, waar ons dwars oor die wêreld ingeskakel het om te bid vir Touwsrivier, te bid vir die wêreld, te bid vir dinge in Touwsrivier. En ons het oor die jare geervaar dat die gebed het geweldig baie beteken vir ons. Daar was merkwaardige bewyse dat hierdie gebed vir ons gewerk het. Tot op vandag toe ervaar ons die krag van gebed. Touwsrivier skakel in, ons het hierdie week weer eens ingeskakel, in aanloop van hierdie week, die naweek 22ste wat gaan plaasvind saam met Angus Bakken, waar miljoene mense oor die wêreld gaan bymekaar kom om weer eens te bid vir ons land, vir ons wêreld. Het Touwsrivier besluit dat ons wil nie agterbly nie, ons wil deel wees van hierdie gebed, ons wil ervaar die hand van die Here, en Touwsrivier skakel weer eens in hierdie jaar. Ons het begin vandag met 'n 4 dae van gebedsaksie, waar ons vanaf 7:00 die oggend tot en met 7:00 vanaand het ons elke uur 'n slot waar mense kom bid. Mense kom aanbid die Here, mense kom bid vir ons wêreld, mense kom bid vir die leiers van ons land, mense kom bid vir aspekte binne ons land, ons dorp, en ons glo dat gebed verander sake. En dit is wat ons op Touwsrivier wil doen, om ons deelname aan hierdie verandering wat die Here in ons wêreld gaan bring, wil bydra. Oké, pastoor, ik wil niet weten, wat is die impact wat Schools for Christ in hierdie tyd van zijn geboorte af? Wat is die impact wat Schools for Christ tans op Touwsrivier gemaakt het? Weet jy, sy die Schools for Christ het 'n merkwaardige verandering kom bring in ons gemeenskap. En ek wil so ver gaan om te sê dat oor die grense van Touwsrivier, Schools for Christ het nadat ons weet daar was 'n paar jare terug waar ons godsdienst in skole gehad het, tyd terug het die regering dit uit die skole uitgeneem, en oor die tyd het ons net gesien dat die agterstand van skole vererger net. Kinders beginne ons ervaar tieners swangerskappe, ons ervaar rebelliese kinders, ons ervaar ongehoorsame kinders. Daar is net nie meer die plesier van onderwys in die dag by die skool nie. So kinders het regtig die oorhand gekry nadat godsdienst uit die skole uitgeneem is. Het kinders die oorhand gekry en kinders het net alles oorgevat. En Schools for Christ, dink ek het hierdie visie gesien, hierdie gaping, en hulle het die Here vertrou om vir hulle te gebruik onder die leiding van 'n jong man, pastoor Brendan Jafta, wat hierdie groep bymekaar gebring het, hierdie visie van die Here afgekry het en gedryf het met hierdie visie. Schools for Christ het in Touwsrivier begin, ons is so trots daarop. Hulle het inbeweeg in die skole, daar's veranderinge. Hulle het uitgegaan, en sedert hulle begin het en besig begin word het, is daar nou soveel belangstelling dwars oor Suid-Afrika, mense oor see begin belangstel, en Schools for Christ is besig om skole om te keer. Hulle is besig om kinders se lewens by skole te verander. Kinders is besig om na die Here te kom. Ons het gesien so tydjie terug op social media waar kinders gebedsaksies begin het by skole wat vir 'n tyd nie daar was nie, en dit het goeie beweging op die skole teweeggebring. So hierdie Schools for Christ is 'n ding wat ek glo van die Here af gekom het, 'n beweging, en ons as Touwsrivier ondersteun vir hulle 100% en meer, en ons staan agter hulle en ons wil hulle sterkte toewens, want daar is nodig dat God in skole moet inbeweeg, sodat kinders net weer eens besef dat die Here is die bron van alle krag.
So kykers, daar het julle dit. Pastoor Neville Fourie, ek is Sadie Pieto. Baie dankie dat u vandag by ons ingeskakel het. Die Here seën. Revival, I can see it coming, I can see it running, I can feel it on me. Revival.